Goeiemôre, ek groet u, dit is Sondag die 9de November. Die afgelope 2 Sondae het ons gesels oor die Koninkryk en toe oor die evangelie van die Koninkryk en ons verantwoordelikheid oor die verkondiging van hierdie evangelie soos Jesus aan ons opgedraai het in Markus 16. Ons het egter nie slegs die verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig nie, maar meer nog om die evangelie uit te leef. Met dit in gedagte kom ons neem 'n kort toer deur die algemene brief van die apostel Johannes om te sien wat ons rol as gelowiges in ons wandel met Jesus moet wees. Die apostel Johannes word dikwels beskryf as die apostel van liefde. Hierdie brief is ongeveer 90 tot 95 jaar na Christus geskryf, toe Johannes ongeveer daardie ouderdom was. Aan die einde van die 1ste eeu na Christus het baie gelowiges begin om weg te dwaal van die waarheid in Jesus Christus. Hulle het kontak verloor met die ander wie Jesus fisies geken het, soos die apostels, en soos daardie geslag begin afsterwe het dit die gevolg gehad dat die derde geslag gelowiges begin verkoud het in hulle liefde vir medegelowiges en vir die Here, en hulle het lou geraak in hulle verantwoordelikheid met betrekking tot die evangelie. Dieselfde het met Israel gebeur, nadat hulle die beloofde land binnengegaan het onder die leierskap van Josua. Josua het gesterf nadat die beloofde land ingeneem is en elke stam van Israel sy grondgebied ontvang het, en Rigters 2 vers 10 sê vir ons, en toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En toe begin hulle om afgode te aanbid. Nou hierdie brief van Johannes roep gelowiges terug na die begin, back to basics, begin van die evangelie, die waarheid omtrent Jesus en die liefde van en vir hom. Vind ons maar dieselfde tendens in vandag se lewe nie? Verkoud, Jesus het in Matteus 24 baie duidelik gestel, veral in die westerse wêreld. Die ware gelowige volg 'n lewenspatroon wat met die tyd verander. Ek sê die ware gelowige, soos wat Romeine 12 vers 2 sê, wat na God aan hom openbaar is as sy wil en sy natuur, en hierdie verandering is opmerklik deur om in die lig te wandel met die Here. Die gelowige moet leef met 'n sensitiwiteit teen sonde en die belydenis daarvan, want sonde is duisternis. 1 Johannes 1 vers 5. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig, God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leugenaar en is sy woord nie in ons nie. Die gelowige het die Here lief en wandel in sy weë soos Jesus aan hom opgedraai het. In 1 Johannes 2 vers 3 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wil sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Die gebooie verwys nie noodwendig na die 10 gebooie nie, maar is dan die gebooie wat die Heilige Gees op die vleestafels van ons hart geskryf het, in die mens se wandel met die Here, terwyl hy verander word na die beeld van Jesus, weer eens Romeine 12 vers 2. As ons dan streef om God se wil te ken en te doen, dan sal ons gehoorsaam wees. Ware gelowiges bly getrou in enige situasie in hierdie lewe. Ware gelowiges wandel soos Jesus Christus gewandel het. 1 Johannes 2 vers 5. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy Jesus gewandel het. Gelowiges met Christus navolg en groei in sy genade en in liefde vir mekaar. 1 Johannes 2 vers 9. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Gelowiges moet nie net mekaar lief hê nie, maar hulle moet ook die gemeenskap met God se familie opsoek en mekaar dien in daad
en in waarheid. Hulle moet nie die dinge van die wêreld lief hê nie. Versoeking is deel van die mens, sedert die tyd van Eden. Genesis 3 die slang Eva versoek, en Matteus 4 die duiwel Jesus versoek. Beide was gekonfronteer met dieselfde misleiding, maar hulle reaksies was uit die aard van die saak drasties verskillend. Eva het geswyg en geval, terwyl Jesus sterk gestaan het, die duiwel bestraf het, die skrif aan te haal. Die apostel Johannes verduidelik hierdie patroon in 1 Johannes 2 vers 16 en wys dat die duiwel so drievoudige aanvalwyse: die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, trotsheid. Hier is die vyand se gereedskap in die tuin, in die woestyn of 'n vandagse tegnologie gedrewe wêreld. 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, begeerlikhede van die oë, begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid, waar hy wat die wil van God doen, die bly vir ewig. Die gelowige leef getrou, om God elke dag te vereer in heiligmaking. Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede daar met almal, en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Die gelowige poog om in vrede met almal te leef, in gehoorsaamheid aan die Here, en om getrou te wees in die omgang met ander gelowiges, omdat ons mekaar nodig het. Hebreërs 10 vers 24, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons die onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit is te meer, na watte julle die dag sien naderkom. Ons leef in die tyd van die gees van die antichrist. In Johannes 2 vers 18, kinders, dit is die laaste uur, en so julle gehoor het dat die antichrist kom, bestaan daar nou ook baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Die sinsnede van ons uitgegaan, beteken, dit is die mense wat voorgegee dat hulle gelowiges was, gesê het hulle is wedergebore, maar hulle het nie vrugte gedra van die bekering nie. Mense wat God se woord verdraai het, om hulle eie agendas te pas. Toets van die geloof word duidelik bewys deur liefde vir sy gemeente en 'n verlange na die terugkeer van ons hemelse bruidegom. In Johannes 3 vers 2, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy, Jesus, rein is. So ons wag op daai salige hoop, en so moet ons daagliks leef, met ons hemelse einde in gedagte. Titus 2 vers 13, terwyl ons die salige hoop, en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die grote God en ons verlosser, Jesus Christus. Is net ons wat daardie voorreg het. En terwyl ons wag, leef ons in geregtigheid. Johannes 3 vers 7, by kinders laat niemand julle mislei nie. Die geregtigheid doen is regverdig, soos hy, Jesus, regverdig is. En wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. En ons as gelowiges met die geeste toets, want ons baie verleidende geeste in die wêreld. In Johannes 4 vers 1, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Sien ons dit nie vandag nie? Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, vers 4, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Watter groot belofte is dit nie, en waarheid is dit nie. Wysheid van hierdie wêreld is in Jesus Christus.
Die gelowige streef na 'n lewe van geloof, om daagliks nader te kom aan Jesus, om sodat die versoekinge van die wêreld te oorkom. 1 Johannes 5 vers 4, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. Dit gaan dikwels moeilik op ons pad hier, wat ons loop. En ons word moeg geraak, baie maal. Maar ons weet, ons oorwinning is verseker. Ons hou vol om Jesus te volg, om nie om te draai nie, want ons het die ewige lewe in Jesus Christus. Johannes 5 vers 11, dit is 'n getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Die Seun van God nie het nie, het die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. En dan sluit die apostel hierdie brief af, in Johannes 5 vers 19. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose is. En ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God, en die ewige lewe. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie. Ons weet in wie ons geglo het, ons weet waarheen ons op pad is. Mag die Here u ryklik seën. Amen.